In Junie het ek een oggend oor Psalm 90 gepreek en daar's een vers in die Psalm wat ek graag vandag weer wil besoek. Ek weet ek het daardie dag gesê dat ek nooit sal klaar wees met Psalm 90 nie en vandag is nou die bewys daarvan. So hierdie vers waarby ek graag vandag wil stil staan is vers 12 wat sê leer ons daar so gebruik dat ons wysheid bekom. As jy jou Bybel het, is jy baie welkom om saam met my te blaai na Psalm 90. Ons gaan die grootste gedeelte van die Psalm lees en as jy hom nie hier het nie, wys ek dit teen die muur. Een gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe, U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Vers 10. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80. En die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. En dan vers 12. Leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Vers 14. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Laat U werk vir ons duidelik word en U grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande, hou dit in stand. Ek kry amper daagliks met mense te doen wat hulle self in sulke doringbos situasies bevind. Situasies wat so stekelrig en onmoontlik voel, dat jy eintlik voel asof jy nie eintlik beweegruimte in dit het nie. Dit hou jou vas, dit maak dit vir jou amper onmoontlik om die lewe te leef, soos wat jy dit wil leef. En ek noem 'n paar voorbeelde, jy gaan waarskynlik jou eie voorbeelde, wat op hierdie stadium in jou eie lewe aan die gebeure is, kan noem. Iets soos 'n kind, wat uit die bloute 'n reuse probleem ontwikkel. Of 'n verhouding, wat net al meer en meer vasgeloop raak. En of aan 'n konflik, wat net nie opgelos word nie. 'n Diagnose, wat die hele traject van jou lewe verander. Of 'n tragedie, van een of ander aard, wat jou in 'n oomblik tref, en jou hele lewe ontspoor. Hierdie situasies het nogal die geneigtheid om soos 'n dief in die nag op jou af te kruip en jou lewe, soos jy dit ken, in 'n oogwink te verander en jou vrede te steel. En baie mense leef met hierdie idee dat as jy 'n gelowige mens is, moet die lewe glad verloop sonder enige struikelblokke. En ek weet nie waar mense aan hierdie idee kom nie, maar dis nie hoe die lewe werk nie. Hierdie soort doringbos situasies waarin elkeen van ons onsself maar elke nou en dan weer bevind, is maar net deel van die lewe. Dis maar net deel van hoe die lewe is. En hoe vinniger ons daarmee kan vrede maak en dit besef, hoe beter vir ons eie siele. Maar dit is nogal in hierdie tipe situasies, wat jou soos 'n doringbos vasvang, dat 'n mens hierdie vrae begin vra, soos, waar is die Here dan? Of, hoekom voel dit of hy my gelos het? Of hoekom voel dit asof God van my vergeet het? Ek dink as 'n mens op 'n manier nog steeds glo dat die lewe net maklik moet wees, dan kan 'n mens maklik dink dat God jou vergeet of jou gelos het. Maar God se teenwoordigheid word nie bepaal deur die gladde verloop van my lewe
of deur die gebrek aan uitdagings of struikelblokke in my lewe nie. Dis juis God se teenwoordigheid te midde van die bekommernis en die pyn en die ongemak en die lyding, die swaar kry, die verlies en die rou, wat 'n ander kwaliteit van teenwoordigheid aan my lewe gee. En wat my daarvan weerhou om te voel dat ek van wanhoop moet vergaan. Dis juist die uitdagende aard van die lewe wat ons amper forceer om te kies om mense van wysheid te word. Want die alternatief om nie toe te laat dat ek deur my omstandighede 'n wyse mens word nie, is eintlik 'n groter tragedie. Dis juis in hierdie smeltkroes van die uitdagings van die lewe dat wysheid met baie moeite binne in ons gevorm word. En dit bring my dan weer hier by vers 12 waar ons vanoggend praat. Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. In hierdie vers is daar hierdie implisiete keuse ingebou. Ek kan my dae laat verbyrol soos waaigras in die wind, soos Lorika Raag sing. En half verdwaas en versla aan die einde van my lewe aanland. Of ek kan intentioneel met my dae omgaan, sodat die gewone alledaagse dinge in my lewe stadig maar seker in wysheid omskep word. Richard Rohr, wat al ouer as 80 jaar is en wat al vir 'n hele aantal jare 'n baie diep pad met kanker stap, praat aangrypend oor hoe 'n mens in wysheid groei. En hierdie is die mees onlangse ding wat hy gesê het. So dis nie ou woorde nie. Hy sê dit nou as 'n 81-jarige man wat worstel met kanker. Hy sê dit mag wees dat ons oor die algemeen nie geleer word om met wysheid te leef nie, of dat ons dit nie noodwendig wil leer nie, maar een ding moet ons weet, uiteindelik in ons lewe gaan elkeen van ons iewers vasgeval voel. Veral as jy 'n opregte mens is. As jy so half net op die oppervlak van die lewe leef, dan gaan dit jou nie eintlik pla nie, maar as jy selfs net na 'n klein bietjie diepte in jou lewe smag, dan gaan jy eers in jou lewe voel dat jy vasgeval is. Omdat die gewone agendas van dit wat die gewone lewe het om te bied, nie eintlik vir 'n mens kan gee waarna jy smag nie. Hy sê uiteindelik gaan jy by 'n plek kom waar jou geloof nie heeltemal meer vir jou werk nie. Waar godsdienst soos wat jy dit altyd beoefen het, vir jou dalk so 'n bietjie absurd sou voel. Waar ontnugtering en teleurstelling en die donker binne in jouself jou dalk so oorweldig. En dis as jy so voel dat wysheid begin om binne in jou te groei. So hy sê, mens moet nie bekommer as jy vasgeval voel nie. Want there's a unique chemistry. Hoor dit. There's a unique chemistry of grace, mercy, love and time that eventually gets you unstuck. Hy vertel hoe hy regdeur sy lewe mense gehad het wat hy weet, hy seer gemaak het. En dit was nie intentioneel nie, maar dit het gebeur. Kere wat hy baie dinge nie verstaan het nie, dinge wat hy verkeerd gedoen het. Groot foute wat hy gemaak het. Mense wat hy teëgekom het, wat net glad nie van hom hou nie. En juist daardie dinge was hy groot leermeesters. Telkens het hy elke keer 'n aantal maande later besef dat hy op 'n ander plek is as wat hy was voor hierdie dinge gebeur het. 'n Vryer, ruimer, ryker, dieper, wyser plek. En telkens as 'n mens deur so 'n siklus in jou lewe gaan, dan kom jy op 'n punt agter dat jy iets weet, dat jy iets geleer het, wat jy op geen ander manier as op 'n eksistensiële en 'n persoonlike ervaringsvlak kon leer nie.
Daarna weet jy dinge wat niemand vir jou in 'n preek kon leer nie, wat jy nie in 'n boek of in 'n handboek kon lees nie, wat jy by geen inspirerende spreker kon hoor nie, want hierdie wysheid, hierdie goed wat jy geleer het, kon net kom deur die pad wat jy self gestap het. En daarom moet 'n mens nie bang wees vir hierdie doringbos situasies wat jou so vasvang nie. Ek weet, dis vir ons aaklig. Niemand van ons hou daarvan nie. Maar ons moenie daarvoor bang wees nie. Want dit is 'n groot genade as 'n mens daarin geroep word, omdat dit is hoe die wysheid van die Here in jou gevorm word. En daarom word ons genooi om deur al die baie moeilike uitdagings wat die lewe maar bied, bewuslik daardeur te gaan, bewuslik met die lewe om te gaan en die heeltyd te bid, Here, leer my hierdie dae so gebruik dat ek wysheid bekom. Die Here gebruik nie in die eerste plek allerhande mooi, lofwaardige spirituele dinge om vir ons wysheid te leer nie. Hy gebruik eerstens die detail van ons gewone lewens. Realiteit, daai realiteit wat ek en jy vandag leef, is die grootste skool waardeur ons wysheid leer. Ek wonder sommer as iemand vandag vir jou sou vra of jy 'n wyse mens is, wonder ek wat jy sal sê. Ek dink ek sal sê, as iemand vir my die vraag sou vra, dan sal ek sê, ek het soms 'n helder oomblik van wysheid. Maar meer gereeld as wat dit gemaklik is, voel dit eintlik maar so 'n bietjie asof 'n mens in die donker rondtas. So die vraag is, hoe 'n mens as 'n diepgelowige mens dan reageer op die uitdaging van om met wysheid te leef tussen al die dinge waarmee die lewe ons vasvang. Ek wil vanoggend 2 voorstelle maak wat ek vermoed ons op verrassende maniere sal help om minder te voel dat die dorings van die lewe ons vasvang, om minder daarin verstrengeld te raak en om met meer perspektief te leef sodat ek ook met meer wysheid kan leef. Kom ons noem dit dalk sommer net opritte na wysheid. Daar's natuurlik 'n hele rits ander dinge wat ons ook vanoggend kon noem, maar ek wil graag vanoggend op hierdie 2 aspekte fokus. Die eerste ding wat 'n oprit na wysheid in ons alledaagse lewe kan wees, is om jou kantlyne groter te maak. Nou hierdie is 'n konsep wat ek nou die afgelope paar maande al self mee leef. En elke keer as ek dit weer doen en weer onthou, dan is ek verstom oor die effek daarvan. So stel jou voor dat jou dag, jou doodgewone dag, soos 'n skoon vel lyntjiespapier is met virtuele kantlyne. Maar daai kantlyne kan beweeg. Daai kantlyne is beweeglik. Nou, wat die meeste van ons mos nou geneig is om te doen, veral as jy jouself in 'n sekere lewensfase of sekere lewensfases bevind, is dat jy jou lewe so op die nippertjie leef. Dat jy jou lewe so amper oorvol leef, want jy probeer om soveel as moontlik in te pas. Maar dan maak 'n mens dikwels elke dag, die bladsy van elke dag so vol, dat daai virtuele kantlyne van my bladsy so dun raak, dat ek skaars ruimte het om asem te haal. As die kantlyne van my bladsy van my dag so smal raak, dat daar amper nie eers meer kantlyne is nie, dan gaan ek oorweldig voel deur dit wat die lewe van my vra. Ek gaan verswelg voel deur die interne en eksterne chaos in my lewe. Maar as ek kies om daai kantlyne 'n bietjie ruimer te maak, kom ek agter dat ek meer tyd het om 'n mens te wees. Meer tyd het om in voeling te wees met die lewe, met myself en per implikasie ook met God. En daarom sal ek dan, as my kantlyne 'n bietjie groter is, met meer koneksie kan leef, met die gevolg dat ek meer perspektief het oor dit wat in my lewe gebeur en dat ek met groter wysheid kan optree.
So dis die eerste uitnodiging, is om intentioneel te gaan sit met elke dag en te sê, kom ek kyk op watter manier ek die kantlyne van die bladsy van hierdie dag 'n bietjie ruimer kan maak. Op 'n verbasende manier help dit 'n mens om meer 'n mens van wysheid te wees. Nou presies hoe jy dit gaan doen, kan ek nie sê nie. Dit moet elkeen van ons vir onsself uitwerk. En die tweede oprit na wysheid, wat ek dink 'n baie praktiese ding is, sê ek in Engels, name it, explain it, and then attend to the detail of your life. My spirituele begeleier het 'n tyd gelede vir my vertel van 'n wyse man in sy lewe wat jare terug as 'n jong man vir hom gesê het, as jy voel dat die lewe te ingewikkeld raak en daar te veel dinge is wat eintlik geen oplossings het nie, doen dan die volgende. Name it, explain it, and then attend to the detail of your life. So wat hy met ander woorde sê, gee die issue 'n naam, verduidelik dit so goed as wat jy kan vir jouself, sodat jy presies kan verstaan wat hier gebeur. En van daar af probeer jy nie meer 'n vertiele oplossing soek nie, maar jy fokus gewoon op die detail van jou lewe. Nou, hoekom sou dit 'n oplossing wees? Want baie van die goed waarmee ons in ons lewe sukkel, baie van daai doringdraad situasies het eintlik geen oplossings nie. Ons kan nie eintlik by 'n antwoord uitkom nie. En die lewe moet maar net sy gang gaan. Hier dink ek weer aan Ronald Rolheiser se woorde, wat ek in die afgelope jare al soveel kere en in soveel situasies vir myself en vir ander mense gesê het. Often life is not a problem to be solved, but a situation to be lived through. Dikwels is daar nie noodwendig 'n oplossing vir die situasie nie. Alle oplossings is al probeer. Elke kreatiewe poging om dit te ontknoop is al aangewend. Jy het al begin hoop verloor dat dinge ooit anders gaan wees, want die situasie hou nou al so lank aan. Ironies genoeg is al letterlik niks in die lewe wat vir altyd aanhou nie. Die enigste konstant is in hierdie lewe is God se onwrikbare teenwoordigheid, te midde van alles en enige iets wat moontlik met ons kan gebeur, en die feit dat alles sal verander. So as Rolheiser sê, often life is not a problem to be solved, but a situation to be lived through, dan reageer Rainer Maria Rilke so, perhaps then, somewhere far in the future, you will gradually, without even noticing it, live your way into the answer. So waarom is beide hierdie twee praktyke? Die eerste praktyk van om die kantlyne van jou dae so 'n bietjie wyer te maak, en die tweede praktyk om iets te noem, te beskryf en dan aan die detail van jou lewe aandag te gee. Waarom is dit so effektief om ons te help om ons dae so te gebruik dat ons wysheid bekom? Want dit leer ons om teenwoordig te wees. En dis in teenwoordig wees dat ons God ontdek. Hieroor sê Ras Hudson, there are no other presence but the presence of God. And when we become present, we live our ordinary lives in the light of God's presence. Mag die Here aan jou die genade gee, om terwyl jy nie altyd weet waarheen of wat die mees wyse ding is om te doen nie, stadig maar seker, al neem dit ook jare, jouself met wysheid in die antwoord van jou lewe in te leef. Mag daar die dag op jou begrafnis gesê word, hy het sy lewe so geleef, dat hy wys geword het. Sy het haar daar so gebruik, dat sy wysheid bekom het. Amen.